Glo julle, daar's net een naam. Die naam bo alle name. En die verlossing kom net van ons God. Net van hom en hom alleen. En dit maak my opgewonde, want die Here het nie net ons gevorm nie, hy het nie so net gered nie, maar hy hou ons in hy redding. O, halleluja. Dit maak my bly. Alles 'n werk van die Here. Alles 'n werk van die Here. Hy hou ons in hom. Ons is geseël met die Heilige Gees. Amen. Amen. Ons is geseël met die Heilige Gees, kerk. Die Here bou sy bruid. Die Here bou sy kerk. Hy het ons gewas. Maar daar's net een naam. En verlossing kom alleen net van hom. Dit maak my opgewonde. Dit maak my opgewonde. Dis teen 'n lewende God. Lewende God. En dit maak my dankbaar volgens. Dankbaar ek is hier. Dankbaar het my gered. Deur al my goed wat ek gegaan het, is hy nog steeds getrou en genadig. En wanneer ek ongetrou is, Wynand, is God nog steeds getrou. Dis die Here wie ons dien. Oh, ek is dankbaar, kom ons sit. Ek is so dankbaar vir die Here. Ek is so dankbaar vir die Here. Dit maak my bly. Mag sy naam verheerlik word. Mag sy naam verheerlik word. Ek wil vandag vir julle, soos ek sê, wil die grondslag lê. Maak my oop in Esegiel. Ek wil by 'n ongewone stukkie begin vanoggend. Ek sê vanoggend vir Wynand, toe ons alleen is hierso. Ons slaan so die klem op Jesus wat op die kruis gehang het, né? En hy het spesifieke woorde gesê. Dink ons 'n bietjie daaraan wat die Here gesê het voor hy opgevaar het met hemelvaart? Sy laaste woorde. Weet ons die laaste woorde wat hy gesê het? Sien, sy laaste woorde wat hy gesê het in Handelinge hoofstuk 1 van vers 8. Het hy gesê, julle sal krag ontvang. Om wat te doen? Rond te hardloop en te lag, hongervleis te kry, te giggel, rond te rol, en allerhande klanke uit jou mond uit te maak. Nee. Om die evangelie te verkondig. Om getuie te wees, sê die Afrikaans. Getuie te wees. Toe vaar hy op. Sy laaste woorde word opgevaar het. Wat 'n kragtige woorde. Is jy 'n getuie? Is jy 'n getuie by die huis? By jou vrou? Is jy 'n getuie by jou werk? Jackie, is ons getuie by die skool? Dat Jesus Christus is die een wie ons aanbid. Sorry, jy is die jongste. Een van die jongstes. Gaan op jou pik. Ek mag, jy het groot skouers. Is ons getuie? Oor ons waar ons gaan. Sien hulle Christus? Christus in my, die hoop op alle heerlikheid. Esegiel 36. Ons almal ken hierdie gedeelte eintlik baie goed. Dit is 'n bekende gedeelte. Maar ek gaan gou rondspring. Ek gaan 2 verse doen, Esegiel 36 van vers 26 en 27. Dan gaan ek spring na Esegiel 37 toe. En dan gaan ek hardloop hier van vers 11, 12, 13 en 14. Maar voordat ons na 37 toe gaan, 36, vers 26. Hoor wat sê die profeet hier. En ek sal julle 'n nuwe hart gee. En 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insit. Luister wat maak die gees van die Here. Kyk wat gaan die Heilige Gees doen as hy binne in jou is. In my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Stop nie net daar, hou nie. Hou en doen. Hou en doen.
Hy sê nie, ek gaan my gees in jou binneste gee, en jy kan maak wat jy wil, en jy kan rondhardloop soos wat jy wil, en jy kan... Ek het vir Nicolien eintlik gevra om my videoklip te gee, ek wou 'n videoklip gewys het, maar ek het besluit om dit nie te doen. Waar die prediker die ou vorentoe bring, waar hy sê vir die persoon in die gees, blaf soos 'n hond. En hy is op sy knie, roef, 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 blaf hy. Blasphemy. En die rede hoekom dit gebeur, want ons weet nie wie die Heilige Gees is nie. Of sal ek sê, God, die Heilige Gees. En die Heilige Gees is God. Hy is net soveel God soos wat die Vader God is, hy is net soveel God soos wat die Seun God is, soos die Heilige Gees God. Laster teen die Vader, sal vergewe word. Laster teen die Seun, en jy sal vergewe word. En die Bybel sê, maar as jy laster teen die Heilige Gees, van nou tot in ewigheid geen vergifnis. Wees versigtig wat ons praat van die Heilige Gees. Want hy is heilig. Heilig. En die rede hoekom ons praat soos wat ons wil en sê wat ons wil en doen wat ons wil vandag in die kerk, is omdat ons die Heilige Gees nie ken. Hy is soewerein. En hier sê, ek gaan vir jou 'n nuwe hart gee. Ek gaan my gees vir jou gee. 37, hoofstuk 37, sien ons dat Israel word nou herstel. En dan kom die profeet en die Here gee vir hom 'n visioen, God gee hom 'n visioen, en hy moet hierdie visioen vir Israel gee. En hierdie visioen wat ons baie mooi verstaan, ons het baie preke gehoor daaroor, is hierdie dooie bene in die vallei. Dead bones. Maar wat hy hierna verwys, is hy verwys na die kerk. Hy verwys na die verlore broer en suster, wat God nie ken nie, wat hom nie, hy verwys na die wêreld. Right? Dan kom hy, en hy gaan nou verduidelik hier van vers 11, 12, 13 en 14, gaan hy verduidelik die visioen wat hy gehad het. En hoe verduidelik hy dit? Vers 11. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Nou hierdie bene wat verdor is, hierdie bene wat daar geen vleis, geen wesels, geen lewe het nie, dit is droog in die son, in die weer, daar's geen murg nie, daar's niks. Dis dooie bene wat in die veld lê. Jy kan niks, dood is dood. Ja? So dis nie hy lê in die hospitaal en hy kan nog 'n hartoortplanting kry, of hy kan nog 'n nieroortplanting kry, en hy kan nog half geneem. Hy's dooie bene in die veld. Dor, sê die Afrikaanse woord. Dor. En hy verwys dit nou na die hele huis van Israel. Kerk. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore. Die Engels sê, no hope. Wat het ons nou gesê? Die woorde het vir my uitgestaan om te sing het van, as hoop. Hier sê hy, as geen hoop, niks. Dit is klaar met ons. Vers 12. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, my volk. En ek sal julle bring in die land van Israel. En julle sal weet dat ek die Here is. Ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom. O my volk. Vers 14. En ek sal my gees, luister nou, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. En ek sal julle vestig in julle land. En julle sal weet dat ek, die Here, dit gespreek en gedoen het. Spreek die Here. Wat 'n mooi gedeelte. Ek gaan dit doen.
Net soos wat jy geen deel het met jou ma en jou pa wat bymekaar gekom het en jy is gebore nie. So het jy geen deel in jou wedergeboorte nie. Niks. Ja, maar ek het die Here gesê, Here, ek neem nie aan. Ek het nee. Die Here het jou die vermoë gegee om dit te kon doen. As hy jou nie eens die vermoë gegee het om dit te kon doen nie, kon jy dit nie eens doen nie. Want as jy sê, jy het dit gedoen, dan boast jy het self te doen ook 'n deel met jou redding en jy het nie. Jy het nie, want dit is alles 'n werk van God. Alles 'n werk van die Here. En nou kom hy en nou sê die, jy het geen hoop nie. Dis klaar, dis verby, dis ikabot. Dooie bene. Maar ek sal vir jou lewe gee. En hy gebruik die woorde hierso wat vir my verskriklik interessant is. Hy gaan jou lewendig maak. Is dit nie wat die Gees van die Here doen in ons lewe nie? Hy maak ons lewendig. Baie mense sê nie, die Gees van die Here het gekom oor my, want ek moet in 'n taal praat. Maar luister, ek sê nie, daar's nie tale nie. Wat ek wel sê, is daar's nie die tale wat vandag in die kerk aangaan. Dis selfgemaakte gibberish. Daar is 'n taal. En dan is daar uitleg van die taal wat die Bybel van praat. Moet dit mooi verstaan. Ek sê nie die Here, die Heilige Gees gaan nie 'n wonderwerk doen nie. Ek het wonderwerke gesien in my lewe. Wat die Here gedoen het. Ek het wonderwerke gesien. Maar die Here gaan nie vir jou die krag gee net om wonderwerke te doen en klem te staan op die wonderwerke nie, klem op Christus nie. Die klem bly Christus. Die Gees het gekom om vir ons die Vader en die Seun te kom wys. Om vir ons die Vader en die Seun die woord te vat, laat God met ons praat. Die Heilige Gees sal nooit teenstrydig gaan teen God die Vader en God die Seun. Nooit nie. Net soos wat Jesus nie teenstrydig gegaan het teen God die Vader nie. Wat het Jesus kom doen? Hy het vir ons sê, Vader kom wys, reg? En dan sê hy sê dit wat hy gehoor het by die Vader, kom sê hy vir ons. Nou die Heilige Gees doen presies dieselfde. Hy sê vir ons wat God die Vader en God die Seun vir ons sê. Nie ons eie gedagtes nie. Nie van ek het nou iewers skielik 'n woord van die Here van wysheid en dit sê die Here nie. En dis heeltemal teenstrydig met die woord en dit staan nie eens in die woord nie. Dan lieg jy. As ek jou reg volgens sê dan lieg jy. Want hierdie kanon, this canon is closed. Is geseël. Die Bybel sê jy mag niks byvat of niks wegvat nie. En as jy sê, die Here het vir my gesê, sê jy vir my, dat die Here het 'n oop kanaal net met jou, en jy mag nie ek. Jy mag nie. Maar wat die Gees van God doen, hy vat wat hier staan, en hy maak dit oop vir jou. Dis wat die Heilige Gees doen. En ons moet dit verstaan, die werk van die Heilige Gees. En die bewys van die ware gelowige is nie, en dit word nie in een of ander godsdienstige rituele gewys nie. Maar in 'n lewe wat getransformeer word. Dis vir my snaaks dat die mense 'n woord kry, so sê die Here, en hy wil vir jou 'n woord gee, wat heeltemal uit lynheid is. Maar snaaks dat die Heilige Gees nie met hom praat oor sy jok, oneties, sy sonde, wat hy skelm doen, wat niemand van weet nie. Snaaks die Heilige Gees praat nie met hom daaroor nie. Maar op 'n Sondag kan hy 'n woord kry van die Here af. Ewe skielik. Jy lieg, man. Die Here gaan vir jou sonde vir jou uitwys. Om te bely en terug te draai na Christus toe. Hy gaan 'n heiligmaking in jou laat plaasvind. Ons ken nie die Gees van die Here nie. Want ons dink hy's 'n genie. Dit wat ek sê moet die Here doen, hy moet spring. Die ander videoklip wat ek wou gehad het, sy moes my wys wat ek besluit het nie om te doen nie. En ek gaan ook nie die mense se naam gebruik nie. Maar sy sit op 'n verhoog. Dit kop sy haar skoene uit. Met 'n blou jean aan. Met 'n vrouefunksie. En sy sê the Holy Spirit is a genie to me.
And he's blue. Like my jean. Jy is besig om te laster teen die Heilige Gees. Wees versigtig. Dan breek dit my hart. Christus gesterf het aan die kruis, kom gee ons die Heilige Gees in ons woon. Dan kom ons te belaster ons teen hom. Besef ons wat ons doen. Besef ons waarmee ons besig is. Ek is baie angstig as ek kom by die Heilige Gees kerk. Hy is heilig. Treat him as such. Dis nie jou chommie nie. Dis God. En ek wil hê ons moet hierdie diep aangaande werklikheid van die Heilige Gees sien in ons lewe. Die Heilige Gees wat binne ons woon, dis nie 'n misterie nie. Dis ook nie opsioneel nie. Dis ook nie, ek het 'n hoendervleis gekry nie. As jy dink die Heilige Gees gee vir jou hoendervleis, het jy 'n baie lae denke van die Heilige Gees. Ek sal voorstel, verander jou denke verskriklik vinnig oor wie God die Heilige Gees is. Weet jy wat gee jou hoendervleis? Emosies. Nie God die Heilige Gees nie. God die Heilige Gees gee vir jou woord. Hierdie woord. En hy kom verduidelik dit vir jou. Hy maak dit lewendig in jou hart. Hy gee jou lewe. Nie hoendervleis nie. Ek het hoendervleis as ek 'n love story kyk. En hier is die hart. Van 'n gelowige. So wat beteken dit vir ons? Gaan vir my na Romeine hoofstuk 8 toe. Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8. Vers 9 en vers 10. Romeine hoofstuk 8, vers 9 en vers 10. En hier is nuwe lewe van genade. Die gees van heiligheid oor die kinders van die Here. Luister wat sê in vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus, luister, nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. Vers 10. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees lewe vanweë die geregtigheid. Die gees van God maak jou lewendig. Dis wat die gees van die Here doen. Hy kom in hy dooie bene in, wat dor lê in sonde, en hy maak jou lewendig. Johannes die Doper het dalk nie 'n dooie man uit die dood het opgewek nie. Soos wat ons sien in baie profete doen nie. Johannes die Doper het 'n dooie nasie opgewek, en hy het gewys, dis die lam van God, wat vir jou lewe gee. Dis hy. Dis wat die Gees in my en jou doen. Geef ons lewe, nuwe lewe. Ou dinge verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees is sigbaar. Dis 'n sigbare werk in ons. So met ander woorde, of jy nou gevul is met die Heilige Gees, as jy gevul is met die Heilige Gees, is jy kind van God. As jy nie gevul is nie, is jy nie. Daar's nie 'n middelweg nie. Daar was nog nooit 'n middelweg nie. Of jy is gered of jy is nie gered nie. En die oomblik as jy gered is, dis 'n een oomblik waar die redding en die Gees een oomblik in jou inkom. Gelyktydig, een oomblik. En die lig kom aan. Een oomblik gebeurtenis. Die vraag is nie, is die Heilige Gees nog vandag hier
en om ons en besig nie. Die vraag moet wees, is die Heilige Gees in jou? Want hy het die helper gestuur, die Gees van God. En as hy in jou is, alles omtrent jou moet verander. Sê dit verander dadelik? Een oomblik? Nee. Maar alles omtrent jou gaan besig om te verander. Dinge wat ek voorheen gedoen het, begin ek nie meer te doen nie. En elke keer kry ek hierdie conviction in my hart, wanneer ek iets doen en ek weet dit is nie reg nie. Want dit is die Gees van God wat in jou is, sy siel wat in jou is. Hy gaan jou nie los om te doen wat jy wil nie. Hy het jou te lief. En hy gaan aanhou met jou praat, wat jy sê, is reg, Here, gee oor. Eerste punt, wat die Heilige Gees aan ons doen. Die Heilige Gees gee vir ons 'n nuwe hart. Daai ou klipharde hart, daai rebelse hart, die ongehoorsame hart, haal hy uit en hy gee ons 'n hart van vlees. 'n hart wat gehoorsaam is. 'n hart wat sê, ja Here, dis reg. Die Heilige Gees bevorder jou nie in die kerk van 'n sitting in 'n pew en dan 'n ouderling en dan 'n pastoor. Hy bevorder jou nie. Dis nie 'n besigheid nie. Dit verander nie jou gewoontes nie. Ag, hierdie aand is my gewoonte, ek kyk TV, nou die Heilige Gees in my, nou moet ek seker my gewoontes verander. Nee. Die Gees van God maak my en jou lewendig. Voordat die Heilige Gees in jou woon, was ek en jy dooie bene. Jesegiel 36:26. Jesegiel 37 vers 11. We were dead bones. Toe maak hy ons lewendig. Gaan vir my na Efesiërs toe. Efesiërs. Hoofstuk 2. Van vers 1. Wie wil hom vir my lees? Kan ek so 'n paar skrifverse gee vir die gemeente dat ons kan saam lees. Efesiërs hoofstuk 2 van vers 1. Iemand lees vir my. Wil hom vir my lees? Byna? En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Hy het wat gedoen? Hy het jou lewend gemaak. Jy wat dood was in jou sondes. Dooie bene. Het die Gees van God gekom en hy het jou lewendig gemaak. Ons was 'n vyand van God. Sonde het ons geskei. Dit is die evangelie van versoening. Die lering van versoening. Christus het kom sterf aan die kruis vir ons. Dis hoekom ons deel gaan hê vandag aan die nagmaal. Dis 'n werk wat Christus gedoen het. Dit wat ons geskei het, die sonde wat ons doodgemaak het, wat ons geskei het van die Vader, het Christus gekom. Hy het dit kom wegvat. En die Heilige Gees het ons lewendig gemaak, sodat ons deur Christus na die Vader weer versoen kan word. Hoe gaan jy versoen word as jy nie lewendig is nie? En wanneer die Heilige Gees in ons kom, verwyder hy hierdie harde hart. Jy kry 'n nuwe lewe. Jy kry nuwe begeertes. Jy kry 'n nuwe wil. Jy kry 'n nuwe toewyding. Jy kry 'n nuwe gehoorsaamheid. Jy haat nou die dinge wat jy een keer lief gehad het. En nou het jy die dinge lief wat jy gehaat het. Tweede punt wat die Heilige Gees in ons doen. Die Heilige Gees woon binne in ons. Hy loop nie langs jou nie. Hy's in jou, die hoop op alle heerlikheid. Sien wat ons gesing het nie? Dis Christus in my. Die Heilige Gees is nie tydelik nie.
Die Heilige Gees het ook nie gekom met tye nie en dan gegaan so baie goeie voorbeeld. Dawid roep uit op 'n psalm. Hy sê, Here, moenie die Gees van my wegvat nie. Hy het geweet wanneer die Gees in hom is en hy het geweet wanneer die Gees met tye gegaan het. Onthou, die Heilige Gees, sy stolting het nog nie gekom in die Ou Testament. Gekom in die Nuwe Testament. Nadat Jesus opgevaar het met die hemelvaart. 10 dae later toestort die Heilige Gees uit. So met tye het die Gees oor die profete gekom. En duidelik kon Dawid die onderskeiding sien wanneer die Gees van God by hom is en wanneer hy nie by hom is nie. En hy roep uit, moenie die Gees van my wegvat nie. Want dit het hom verander, het hom lewendig gemaak. Efesiërs, wie wil vir my weer lees, ons nog steeds in die boek van Efesiërs, hoofstuk 1 van vers 13. Vers 13. Wie wil vir my lees? Efesiërs 1 vers 13. In wie julle ook, nadat julle die woord van waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Julle is verseël met die Heilige Gees. Wat beteken die woord verseël? Okay. Maar as hy geseël is, gaan jy kon oopmaak. En nou begin ek weer teruggaan na laas jaar toe ek gesê het, jy kan nie jou redding verloor nie. Dis nog net een van die verse wat ek vir julle wil gee. Ek sal weer vir julle 'n diens bring waar ek baie duidelik vir julle sê, uit die woord uit, skrif, jy kan nie jou redding verloor nie. Ek weet, mense het opinies, maar ek hou nie van 'n opinie nie, ek soek die woord van die Here. Hou jou opinie vir jouself wat jy gehoor het by iemand anders. Die woord van die Here, die Gees van God wat in my is, het my lewendig gemaak en hy vat hierdie woord en hy openbaar hierdie woord vir my en ek sien wat daarin staan en die Here sê vir my, hier dat die Heilige Gees het my en jou verseël. Die stoon. Hy het jou die redding gegee, hy het jou gevorm, hy het jou die redding gegee en hy het jou geseël. En hy hou jou dan. Sê ek, ons gaan nie val nie? Nee. Maar wanneer ons val, kom die Gees, deur die woord, en hy kla jou aan, hy verkoop jou, en hy sê vir jou hardloop terug. Bely. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Eendag sal ek iemand praat. Samson. Waar het Samson se krag gelê? In sy? Okay. Hoe het hy sy krag verloor? Met sy hare afgeskeer. Okay, het hy permanent verloor? Hoekom? Want hulle het nie die wortel van die hare uitgetrek nie, hulle het die hare geskeer. Wat doen jy met jou hare as jy skeer? Wat gebeur daarna? Groei uit. Dis die fout wat die Fariseërs gemaak het. Spreek van 'n ander dag. Jy is nie uit Christus uitgewortel man. Die krag is nog steeds in jou. Bely, bekeer en draai terug na hom toe. En hy gaan jou weer krag gee. Soos ek altyd sê, wat sê Charles Spurgeon? The King of Preachers? Noag het baie in die ark geval, maar nooit uit die ark uitgeval nie. In genade van ons, maar ons val nie uit genade. Dit maak my bly. Want as dit nie gebeur het nie, was ek verlore vandag. Want ons almal was verlore. Jy is geseël. Die Heilige Gees werk nie op jou emosies nie. Asseblief kerk. Die Heilige Gees werk nie op ons emosies nie. Kom ek sê vir jou hoe slim is ons as predikers. Ons weet presies wat die hartsnare trek. So dit. Ons beoefen dit. Ons sien presies wat werk en wat nie werk nie. Daarom bring ons beligting in.
en allerhande dinge om die atmosfeer en die emosies op te bou. Heilige Gees werk nie op emosies nie. Hy is God. Hy gaan werk soos hy wil, waar hy wil, wanneer hy wil. Die wind waai waar hy wil. Soos hy wil. Die Gees van God werk ook nie in wat jy doen en hoe jy gee en wat jy saai nie. Die Gees van God werk ook nie dat jy so getroue kerkganger is en dan jy word te bevorder nou na ouderling toe nie. Maar ons kyk ons partykeer na die ouderlinge en dan sê ons vir onsself, ja nee, hierdie is 'n kind van die Here. Dan kan jy saam met hom sê, hy klink 2 keer dat die Bybel is wat hy was. Wat drink jou onder tafel? En die rede hoekom ek dit sê, is ons maak die Gees, die soewereine Gees van jy weet van God, maak ons as niks. En ons kan nie dit ligtelik opvat nie. Ons kan nie dit ligtelik opvat nie. Die Gees van God kom om in jou te woon, en jou van binne af te rein, van binne af skoon te maak. So met ander woorde, jy is nou die tempel van die Heilige Gees. Die Gees van God besoek jou nie. Die Gees van God kom nie net op 'n Sondag en besoek jou op 'n Sondag en dan voel jy nou lekker en as jy oomblik as jy uitry, beskree jy jou vrou. Vloek jy jou vrou. Gooi jy goed. Sondag, nee, ons is weer heilig. Want die Heilige, nee, die Heilige Gees woon in ons. Die Heilige Gees is nie net hier op 'n Sondag nie. Hy's in ons. In ons. Die Heilige Gees verlig die waarheid. Hy vat die woord en hy kom verlig dit. Hy maak dit lewendig vir jou. Hierdie is 'n lewendige boek, nie 'n dooie boek nie. Hy maak dit lewendig vir jou. Gaan saam met my na 1 Korintiërs toe. 1 Korintiërs hoofstuk 2. 1 Korintiërs hoofstuk 2. Wil vir my lees, vers 4 en vers 5. 1 Korintiërs hoofstuk 2, vanaf vers 4, vers 5. Wat die Heilige Gees doen, is hy maak jou geestelike oë oop, om die woord te kan verstaan. Jy wil my lees? Dis Engels, nie Afrikaans nie. Okay, lees my in Engels. Ek sal in Afrikaans lees. And my message and preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God. So ek spreek nie met julle deur krag van mense nie. Of wysheid van mense nie. En wanneer die God praat, is dit deur krag. Nie mensgemaakte goed nie. Dis 'n lewende boek. En wanneer ons die stof van die Bybel afskud en ek besluit om hom te lees, hoor jy so, wil jy graag? Wil jy graag? Ek hoor die Here se stem elke liewe dag. Letterlik, Jenny, ek beloof jy, ek hoor die Here se stem elke dag. Wil jy, kan ek jou die sleutel gee om die Here se stem elke dag te hoor? Wil jy die sleutel hoor? Het jy begeerte om die Here se stem te hoor? Lees die Bybel. Wat is die stem? Ons wil hê, mense moet dink ek is daar, net ek hoor die Here se stem. Nee. Gees van God is in ons almal. En as jy sy stem wil hoor, jy wil weet wat die Here vir jou sê, vat die Bybel, begin die woord te lees, dan kom die Heilige Gees en hy vat hierdie woord en hy maak dit lewendig vir jou. Hy maak dit oop. Die Here praat elke dag met my. En met jou praat hy met jou elke dag. Ek weet hy het met Wynand gepraat deur Psalm 90. Jy het my Psalm 91 gegee. Dis wanneer die Here met ons praat. Deur die woord. Simpel. Eenvoudig. The simplicity of the gospel.
Die Heilige Gees onderrig jou, oortuig jou hart, korrigeer ons, stig ons, bemoedig ons, vertroos ons, en hy doen dit alles deur sy woord. Deur sy woord. Die Heilige Gees sal nooit teenstrydig gaan teen God die Vader en God die Seun. Nooit nie. Nooit. Net soos wat Jesus sê, dit wat my Vader gehoor sê, kom die Heilige Gees en hy gee vir ons die woord. Die Heilige Gees eet nie goed nie. Die Heilige Gees gee ook 'n nuwe openbaring vir die kerk nie. Wat die Heilige Gees doen, hy maak jou gehoorsaam, hy gee jou 'n toewyding en 'n liefde vir die woord, wat hy klaar gegee het vir ons. Dis wat die Heilige Gees doen. Er is nog 'n punt van wat die Heilige Gees binne in ons doen. Die Heilige Gees produseer heiligmaking. Ek weet baie mense dink dit is 'n verkeerde woord om te sê in die kerk. Maar die Heilige Gees produseer heiligmaking. Die Heilige Gees is nie net 'n krag wat ons ontvang nie. Die Heilige Gees is heilig. En wanneer hy dan sy woonplek maak in jou lewe, maak hy jou 'n lewelange werk in jou vir heiligmaking. So elke dag begin ek al hoe heiliger lewe. Elke dag dan begin ek vir my goed te wys wat ek doen wat nie skrif is nie. En dit is 'n hele lange journey wat die Heilige Gees doen in my lewe. 'n Konstante werk wat hy doen in my en jou lewe. En jy al gery en jy het iemand gesê, ag man, jou bobbejaan of jou piesang of jou polpol. En dan ry jy en dan kom jy agter hoe so ek moes dit gesê het. Wie is dit? Dis die Heilige Gees wat jou aankla. Sê nee my kind. Wat jy nou gesê het, piesang. Ons eet piesangs, hy's nie 'n piesang. Dis my kind. Dit is die heiligmaking, dis die werk van die Heilige Gees wat besig is met heiligmaking in jou. So die vrug van die Gees is die uitkoms van die Heilige Gees in ons lewe waarby ons karakter, ons gedagtes, ons gedrag en ons belydenis alles verander. Die vrug van die Gees is die resultaat van die werkende krag van die Heilige Gees in ons lewe. God van die wedergebore kind en hy transformeer hom om in sy gelykenis Jesus Christus te wees. Dis wat die Gees doen. Die vrug van die Gees is die manifestasie van God se werk in ons en deur ons. Sien hoe belangrik is die Heilige Gees? En dan gaan ons begin afskakel. Wat doen die Heilige Gees in ons? Galasiërs 5:22. Dus almal ken daai gedeelte so goed. Galasiërs 5:22. Sien, dit is vir my snaaks. Ek sê vir die kollega gisteraand in die bed ook my woord so 'n bietjie met haar deel wat ek wil oor praat. En my woorde was vanaand gewees, is vir my snaaks dat die Here gee hierdie woord vir mense om verander te gee. En hulle probeer so heilig lyk. Maar dit is snaaks dat die Here praat nie, die Heilige Gees praat nie met hom omdat hy sy boetie vloek of sy boetie skinder agter sy rug of sy boetie sleg sê of snaaks, die Here praat nie met jou daaroor. Maar die Here praat met ons oor om vir iemand anders 'n boodskap te gee. Maar die Here sê nie vir jou, die Heilige Gees sê nie vir jou dit en dit en dit en dit en dit nie.
Die vrug van die Gees. Galasiërs 5:22. Jy weet, wanneer ons by 'n robot kom, wat is die robot byna? Hierdie ene hier agter, Delmas pad. Dan kom ons mos by daai Army, of daai, wat sê nou, daai robot is altyd af. Nasionale Intelligensie. Die intelligensie. Luister hierso, ek ry daai pad amper elke dag. Amper elke dag, want ek gaan. En as jy nie stop by daai robot nie, ek weet as jy stop by daai robot, die mense is boos kwaad. Hulle vloek jou en gooi vingers en blaas hoeter en. Okay, die wet sê ons moet, as 'n robot nie werk nie, moet ons stop. Dis 'n stopstraat. So as ons die wet nie eens kan gehoorsaam nie, hoe gaan ons hierdie boek gehoorsaam? As ons die wet nie eens kan gehoorsaam. Hoe wil ons sê die Here moet my en jou vertrou met sy krag? Geen wonder die mense het geen liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing nie. God se Gees gee ons hierdie eienskappe en die vrug wat na vore moet kom. Gaan vir my gaan na Handelinge hoofstuk 1 toe. Ons gaan weer terug na Handelinge hoofstuk 1. Vers 8. 1 vers 8. Handelinge hoofstuk 1 vers 8. Gaan iemand op my lees? Asseblief. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Dit was die laaste woorde voor die Here opgevaar met hemelvaart. Julle sal krag ontvang, om wat 'n wonderwerke te doen, om allerlei klanke te maak. Nee, julle sal krag ontvang om my getuie te wees. Jesus maak sien liefde in jou. Ek weet want dis die Here, is die Heilige Gees wat in my is, wat hierdie krag laat deur my werk. Jy's dan maar long suffering met hierdie persoon. Ja, want dis die Heilige Gees wat dit in my doen. Nee, ek nie. Die Gees van God wat in my werk. My views is baie kort. My views is so. Maar dan kom die Heilige Gees en hy maak my views baie lank. Dan is die Heilige Gees wat besig is om 'n werk in jou te doen. Ons het die Heilige Gees nodig. Petrus kom. En 3 keer kom Petrus in wat doen hy met Jesus voor sy kruisiging? Verloon hom. En hy's bang. Vrees pak hom. Angs pak hom. O nee, hy gaan so ver tot sy taal verander. Jy het al so gelees. Dat die Bybel sê sy spraak het verander. Begin vloek. Ek kan hom nie. Maar toe die Heilige Gees oor hom kom, wat het hy gedoen? In Handelinge hoofstuk 2, met bultnis het hy opgestaan en hy het gesê: "Julle wat hom gekruisig het." Om 3000 kom bekeer. Krag van die Heilige Gees. Hy gee vir die krag om 'n getuie te wees. Ons het die krag van die Heilige Gees en dan werk dit nie en dan begin ons allerhande goed te doen dat mense moet skammersdag opstaan en dan val die ou nog uit die kus uit en jy kan sien hoe beweeg die ou se arm en dan is dit nie eens die waarheid nie. Dit is goed genoeg wat julle het al gesien op YouTube. So in ander woorde, as daar dan vrees is, kom die Heilige Gees en hy gee vir ons vrede en krag. Wanneer daar 'n onduidelikheid is, kom die Heilige Gees en hy gee vir ons 'n duidelikheid. Wanneer daar 'n kompromie is met sonde, ek doen 'n kompromie, kom die Heilige Gees en hy kom oortuig ons van 'n kompromie. Geef ons krag. Die Heilige Gees gee jou die krag om te staan vir wat waar is in 'n wêreld wat die waarheid haat. Romeine 8 vers 16.
Romeine 8 vers 16. Die ander ding wat die Here doen in ons lewe, die Heilige Gees, is die Heilige Gees verseker redding. Jy is gered. Jy is gered. En die Heilige Gees kom verseker dit in jou hart. Romeine hoofstuk 8 vers 16. Hy sê hierso, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders is van God. Dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees kom verseker dit. Jou mind. Ek het my siel op jou gesit. Lig aangekom. Jou lewe gegee. Jy is nie meer wat jy was nie. En hierdie is die lering van versekering. Hierdie is nie 'n emosionele boost nie. Hierdie is ook nie, ek word elke Sondag as die pastoor 'n uitnodiging maak, kom ek weer woord en ek gee weer my hart aan die Here. 'n Ding wat my regtig waar verskriklik omkrap in die bediening as 'n pastoor, is die predikers wat kindertjies oor en oor en oor en oor doen. 10 jaar oud, 12 jaar oud, 13 jaar oud, 14 jaar oud. Ek grief dit. Sê jy kan nie 'n kind van 13 doop nie neem. Dis nie wat ek sê nie. Ek sal die 13-jarige kind doop as hy verstaan wat is redding, versoening, as hy weet wat die verlossende werk van Christus wat hy gedoen het aan die kruis, en die kind kan dit vir my verduidelik, nie sy ma en sy pa nie, dan doop ons die kind. Hy is wedergebore. Maar dan bring ons die kind, en volgens hulle nou werk die Heilige Gees in die kerk, of die jeugkamp, en hulle het hulle al 3 keer teruggedoop, en nou hierdie Saterdag doop hulle weer. Dis alles emosies, dan doop hulle weer. Woe to that preacher. Omdat hy nie die waarheid verkondig nie. Woe to him. Die Gees verdraai nie die woord van God nie. Die Gees van God laat jou ook nie goed voel oor goed nie. Is God. Ag, is oké. Ek verstaan. As jy nie nou op bekering wil kom nie, kom ons probeer 'n bietjie later. Die Heilige Gees doen nie dit nie. Dis 'n bonatuurlike werkkrag wat die Here binne in jou doen. Gaan ook nie behoorlik aan 'n dominasie van 'n kerk nie, of 'n bywoning nie. Dit gaan oor God wat vir jou lewe gee, van bo af. Jakobus 1 vers 17, hoef dit nie te lees nie. Jakobus 1 vers 17, hy gee vir jou 'n nuwe lewe. Die Griekse woord is anothen, from above, the Father of lights. Die Vader wat uitgeroep het, God wat uitgeroep het, Jesus wat uitgeroep het, laat daar lig wees in Genesis. Reg? Oor wat? Oor die aarde wat? Leeg, woes en soos jou hart leeg, woes en donker. En hy sê, laat daar lig wees. En net daar is jy lig. Is die werk van die Gees van die Here. Wat jou verlig. Wat jou lewendig maak. En julle nou die skrifgedeelte gee vir dit. En wanneer die Heilige Gees in ons kom, verander hy alles. Hoekom? Want God homself woon nou in jou. Hy verander alles. Hy verander die hart om te verstaan wat redding en verlossing werklik is. Hy vernuwe jou van binne af. Hier is nie 'n morele verandering nie. Of 'n godsdienstige opwekking nie.
Hier is 'n bonatuurlike werk wat die Here doen binne in jou. Hy maak 'n dooie mens lewendig. Die Bybel sê, sonder die soewereine krag van die Heilige Gees, bly ons almal in duisternis. Sien, want God is die bron van alles. God is die oorsprong van alles. En net soos ons geen deel het, soos ek gesê het, aan ons fisiese geboorte nie, so het ons geen deel ook aan ons geestelike geboorte nie. Want dit is 'n werk wat die Here in jou doen. Gaan ons na die tweede, derde, laaste vers toe, wat ek vinnig wil lees, want die ander verse gaan oor nagmaal. Die Heilige Gees begin dit. Die Heilige Gees onderhou dit. It's from 5 to 5, sê die boek van Romeine, Apostel Paulus. Hy sê dit is van geloof, deur geloof tot geloof. Hy hou jou in geloof. 'n gelowige sal nooit 'n ongelowige word. En as jy ongelowige word, was jy nooit 'n gelowige nie. Dan was dit die emosies gewees. Hy kom hier so en hy sê hier in Titus hoofstuk 3. Titus hoofstuk 3, Apostel Paulus. En hy kom sê die volgende woorde. Titus hoofstuk 3, van vers 5. Nie op grond van werke, van geregtigheid, wat ons gedoen het nie, maar na sy God se barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Daar's dit. Prys sy heilige naam. Hoe wonderlik is die woord nie vanoggend nie. Stir my hart. So wedergeboorte is nie 'n produk van selfgeregtigheid nie. Nee. Dit is 'n bonatuurlike werk wat die Here binne in ons harte doen. 2 Korintiërs hoofstuk 6. 2 Korintiërs hoofstuk 6. 2 Korintiërs hoofstuk 4. 2 Korintiërs hoofstuk 4. Vers 6. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn. Hier is die vers. Genesis hoofstuk 1. God wat gesê het dat uit duisternis lig moet skyn. Luister nou wat sê Apostel Paulus hier. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring in die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Dis hy wat gesê het in jou hart, laat daar lig wees. Laat die lig skyn. Wedergeboorte. Dis die werk wat die Gees van God binne ons doen. Dis nie van ek sit op 'n stoel. Nicolien, kom sit gou. Dis nie van ek sit op 'n stoel. En nou gaan ek vir die gehoor sê, ag kom ek wys vir julle die krag van die Here nie. Gee my jou beentjie. Hou daai beentjie. Kyk hoe gaan die een beentjie nou groei teen die ander enetjie nie. Kyk jou rug aan hom. Nee. En ons sien dit gebeur vandag in die kerke. Nee, hier is 'n soewereine werk van die Here wat lig vir jou lewe gee. Die Fariseërs het dit geken. Die Fariseërs het gekom en hulle het van buite af verskriklik mooi gelyk en skoon gelyk. En die Here sê vir hulle, julle is soos wit gepleisterde grafstene. Wat doen julle self vergins? Gaan Google die wit gepleisterde grafstene in daai tyd. Sien hoe mooi is dit en hoe skoon is dit en hoe dit mooi gemaak is om dit. En hoe daai wit grafstene so mooi lyk. Maar binnekant, wat is daar binne in die graf? Dooie bene. Verdorde dooie bene. Geen lewe nie, geen redding, geen verlossing nie. En nou kom hy hier en hy verduidelik dit vir hulle in Matteus 23 van vers 27 tot vers 28. Hy sê julle is wit gepleisterde grafstene. Julle het nie op bekering gekom nie, die Gees van God is nie in julle nie. Julle met julle rituele, julle met julle hande werk, maar julle hart is vrot. Ons moet ons beste pakkie soet aantrek sonde.
Maar maandag en dinsdag en woensdag sit ek in die bar. In 'n stripjoint. 'n wit gepleisterde grafsteen. Ja, die Here het nie vir ons gesterf vir dit nie. Om voor te gee. Ons as kinders, die Here het gesterf vir ons sondes en hy het ons lewendig gemaak deur sy Gees. En daarom roep die Gees uit, Abba Vader. Ek is 'n kind van God. Ek is verseëld. Maak ek fout? Ja. O, my Here, die genade is so groot. Ek kan vinnig na die troonkamer toe. En ek kom bely. Want die genade is onbeskryflik. Die genade kan ek nie verder nie. Dit is so groot, Here. Hier waar iemand moes doodmaak, tel hy my op en hy sê, maar ek het jou geseël, my kind. En die Heilige Gees, jy's myne. Jy net gekoop deur die bloed van die lam nie, maar ek het jou geseël ook met my Gees. Byna, kan jy vir haar 'n liedjie speel asseblief? En daarom wil ek kom by die laaste gedeelte van die nagmaal. Kerk, ons moet besef wat die Here vir ons gedoen het. En hoe die Here, die Gees van God binne in ons werk. Terwyl ek praat, terwyl ek hierdie stuk lees, luister na die woorde. Ek gaan nou vir julle lees, ek gaan ons oorgaan na God. Wat is wat die Gees sal ons doen? To live for you, Lord. Luister. Christus in my. Christus in my. Die res van my lewe. Hoe kan ek nie behalwe berouw? Hoe kan ek nie na die tafel toe kom volgend en sê, Here, ek verdien dit nie. Maar wat U gedoen het vir my in die kruis. Die liefde wat U vir my bewys en dan kom seël U my met iets, met God die Gees. Daarom wil ek net lewe vir U. Want ek, nie my vlees nie my begeertes nie, niks. Maar as Christus in my, wat my die vermoë gee. Want ek gaan hierdie vir julle lees, terwyl ek nog speel in die agtergrond, sakkies. Hoor wat sê hy? 2 Korintiërs hoofstuk 5 en vers 17. Daarom, Apostel Paulus, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Dis 'n belofte, jy is nie skammersdag nie, nie later nie, nie nou nie, jy is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen deur Jesus. En ons die bediening van versoening gegee. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Deur hul misdade nie toe te reken nie. En die woord van versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op
as gesandte van Christus. Asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Laaste vers. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons word die geregtigheid van God, waar? In hom. In Christus. Dis die tafel by wat ons sit vandag. Nie 'n spesifieke dominasietafel. 'n Tafel waar elke wedergeboorte kind van die Here kom en sê, Here, dankie. No longer me, but Christ in me. Het sonde geword vir my. Sodat ek versoen kan wees met die Vader. En dankie vir die Gees wat dit vir my moontlik maak. Dankie vir die Gees wat my nou daar hou. Dankie Here dat U nie net gekom en net gegaan nie. U bly. U sit my. U hou my veilig want ek is verseelde nie. En wanneer ons die nagmaal gebruik nou, ek gaan vra dat weer gesinne, net gesinne voor toe kom, gaan sit in die volgende gesin. Breek die brood, want dit was sy liggaam wat vir my in jou gebreek was. Vat jy die wyn, en jy gooi hom. En wanneer jy hom drink, dis wat ons skoon gewas het. Dis 'n nagedagtenis wat Christus gedoen het. Klaar wees, 2000 jaar terug van die kruis. Sê dankie.